Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en 'n paar interessante stories waaroor ons volgende gesels is saam met Gert van der Westhuizen. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Die winter is hier nie Peer. Die winter is hier. Ag, winter is al lank al hier, man. Mense sit net aan. Nee, dis nog maar net 2 dae nog hierso. Het jy sneeu gehad by jou huis? Nee Peer. Ai, dis die snaaks, koue, nee. ja. Almal het gesê hier kom sneeu. Ek het ook verwag vir jy weet as 'n mens koud kry, dan moet jy daarom met 'n rede koud kry nie. So 'n bietjie sneeu sal gehelp het. Gee Gert. Maar Jennifer, net voor ons begin, ek moet vir jou sê nee, jy het goeie keuse in sokkerspanne, maar jou rugby spanne nie. Gert. Ek is nou so spyt ek het gisterand gekyk. Ek hoor jou, dit was definitief nie die beste of die lekkerste wedstryd nie. Ek het die tweede helfte gekyk en toe is ek so, ai die arme Sharks. Ai ja, die veld het ook gelyk of jy op een van daai glybane waar die kindertjies altyd op speel. Want dit is net water waar jy kyk. Ja, ek het nog al gedink ek wil glad nie die weer ooit rugby speel nie. So ek het regtig baie respek vir die mense wat wel gespeel het. Gert, ons praat nou sommer so oor die koue en dan moet party plekke nog sonder krag ook sit. Ja, ek dink almal praat nou oor die koue en ek dink dit gaan nog seker so 'n dag of wat met ons wees. Die son begin al hier teen die einde van die week se kant kop uitsteek, beweer mense. Maar as ek sien daar's dele in KwaZulu-Natal wat afgesny was van die buitewêreld weens die sneeu, maar dan het ons arme mense in Johannesburg weer swaar gekry met kragonderbrekings. Gisterand terwyl ek nou sit en kyk hoe die Sharks speel, toe sien ek een kollega het 'n plasing daarso op ons interne groepie wat sê hy het nie water nie, hy het ook nie krag nie. Ai. Die arme mense, ek sien daar in Johannesburg het hulle in 'n stadium teen middagete moes hulle al aandag gee aan 3682 individuele kragonderbrekings op sy netwerk. Nou hulle sê dis omdat dit koud is, nou sit mense verwarmers aan. Hulle het nou mense gevra moenie tydens spitstye te veel elektriese goedere aansit nie, maar spitstye is juis wanneer jy voor die oggend voor jy werk toe gaan in die aand net nadat jy huis toe kom en wil jy 'n koffietjie maak en jy wil die ou verwarmper aansit want jy wil net jou pyjamas dan daaroor hang dat dit net bietjie warmer is, jy weet. Ja. So dit gaan moeilik wees. Maar nou ja, en hulle sê die reën het ook nou baie dit moeiliker gemaak om herstelwerk te doen want die grond is nou uiteraard nat. En ek sien Lebogang Mahile die LER vir onderwys in Gauteng die mense ouers ook gevra om kinders baie warm aan te trek vir skool en gesê kinders kan nie vuur op skoolgronde maak nie want ja, baie mense as jy nou koud kry maak jy maar 'n vuur. En dan was daar natuurlik ook hier en daar 'n ongeluk weens die nat paaie en mense wat nie so mooi kon sien en so aan nie. So ja, die koue is maar altyd 'n probleempie vir ons wat nie gewoond is daar nie, maar nou sien ek in Europa verwag hulle tot 38 grade in Brittanje. So Jo. dit raak verskriklik daar met die hittegolf. Hulle hoop nou dis die derde en laaste hittegolf, maar nou ja, die weer sal ons aan die praat hou die hele tyd nie as 38 grade, hier is hulle bleek Engelsman heeltemal gaar ja, koop. wanneer laas het dit hier 38 grade geword? Nou moet jy weet hoe warm is dit nie. Jessie. Maar van elektrisiteit gepraat, ek sien die 4 Suid-Afrikaanse infanterie bataljon daar buite Middelburg het nou al vir 'n paar dae nie krag nie. So dit is nogal 'n bietjie moeilik daar ook vir die mense om warm te bly en te was en aan te trek en al die tipe van goedjies te doen en ja, dit is maar Dis snerpend krag koud. is ja, en 'n snerpend koud. Daar sit nog teen kouer as hierso. Ja. Ons het praat oor repatriasie na die groot kan mense sê publieke bohaai oor onwettige migrante in Suid-Afrika. Het ons nou 'n paar rand gekos waarvoor ons nie noodwendig gebegroot het nie. Hey, waarvoor ons ook eintlik noodwendig seker geld het. Nie 292,7 miljoen rand is bestee daaraan. Jy weet dit is natuurlik baie moeite wat hulle moes gedoen het met die mense. Jy moet vir hulle kos gee, daai mense wat daar by die kampe saamgetrek is, dan moet jy vir hulle bus vervoer en al daai tipe van goed gereël het. So die departemente moet ook 48 miljoen rand terugbetaal aan die departement van openbare werk en infrastruktuur vir die oprigting van tydelike repatriasiesentrums waar die mense gebly het. Nou dit lyk nie vir my hierdie groot repatriasiepoging van ons het juis onwettige immigrante afgeskrik nie, want in daai tyd het die grensbestuursowerheid tot 4000 immigrante weggekeer van ons grense, mense wat hiernatoe wou kom. Nog steeds ongeag alles. Jy weet dan mense dink altyd ja, Suid-Afrika is vir mense wat swaar kry, lyk soos die land van melk en honing nie. En ek dink die groot skuld vir hierdie onwettige immigrasiekrisis moet ook gepak word op die regerings van buurlande se swak bestuur en wat lei tot swak ekonomieë en so aan. Ja. Dis nie net jy weet, dis sommer nie net iets wat uit die lug uitval nie. Dis maar soos dit gaan met die vlugtelinge na Europa toe. Almal sulke ekonomiese
uitkoms en ek dink Almal wil 'n lewe maak. almal wil 'n lewe maak en ons het nou al gepraat met die regerings van naburige lande, maar ek weet nie of dit veel gaan help as hulle nie hulle beleide verander en sorg dat mense ekonomies beter kan vaar nie. Gert, ons praat met ons regering ook. Ja. En dan wat gebeur met werkloosheid? Ja, werkloosheid is 'n probleem, Peer. Dis 'n probleem. Dit lyk net of dit is weer gestyg. Dit is nou 33,6% in die tweede kwartaal wat wel blyk te wees is dat dit is die hoogste sedert ek dink 3 jaar gelede as ek dit nie mis het nie. Dit lyk nou of daar meer mense is wat die mark betree wat soek na werk. Dis hoekom die syfer hoër is. Maar die groot vraag in Suid-Afrika is nou hoe skep jy werk vir almal? Ja. Maar nou sien ek gister 'n berig van een van die oorseese nuusagentskappe, ek dink dit was AFP, wat sê vrugteboere veral in die Kaap sit nou met 'n probleem met al die buitelanders wat nou uit die land uit is, is daar niemand om die vrugte te pluk. Wow. So daar is hier en daar werk. Dit hang net af hoe jy wat se werk jy wil doen. Gaan jy kieskeurig wil wees? Gaan jy wil onderbegin? Jy weet, so ek weet nie en ek ja, dit is net 'n probleem want ek weet net nie hoe gaan ons die ekonomie so ver kry dat ons nog genoeg werke gaan skep. Jy weet jy moet standhoudende werk skep. Dit help nie jy skep net tydelike werke nie. Ek dink wat my nogal skokkend was dat die uitgebreide werkloosheidssyfer amper 44% staan en dis nogal kommerwekkend om te dink jy weet amper die helfte van die mense dan. Ja, amper die helfte van die mense in die land het nie werk nie. En dan moet jy ook dink aan die siklus wat dit verstaan. Dan gaan ons weer ek wil amper sê meer misdaad sien, jy weet hongersnood, daar's soveel dinge wat die werkloosheidssyfer affekteer en ek dink dis hoe mense altyd praat oor ons moet by 'n punt kom waar ons werkloosheid aanspreek. Ja, nee, jy weet dis verskriklik as jy dink lande in die weste as hulle werkloosheidssyfer van 5% is dit 'n krisis. Jy weet, hier by ons is dit byna nou die helfte van die bevolking. Dis hoekom ek meen die DA het in die naweek hulle manifest bekend gestel. Een van die goed op hulle manifest is om red tape, die bureaukrasie uit te sny sodat informele handelaars makliker kan handel dryf. Wat 'n baie belangrike punt is want ek dink die informele ekonomie help baie mense wat nie werk kan kry nie. Jy weet, maar die ander ding wat met werkloosheid natuurlik wat 'n mens hartseer maak is dat baie mense moed opgee. Ja. Hulle sê dit help nie meer hulle soek vir werk nie want daar is nie werk. Baie mense het nie geld, jy het nie geld om van Soshanguve of Pretoria toe te ry om te kom soek vir werk nie of om te kom vir werksonderhoude of sulke goeders nie. So daar's baie goed wat in mense se pad staan nie. Ja, Ons het nou net gesels dat hoor ons die meeste van die klein en medium ondernemings in Suid-Afrika in die eerste 4 jaar dit nie maak nie. Dat die helfte van hulle omtrent in die eerste 4 jaar daarmee heen is. Dan sit 'n mens en wonder jy sê nou daar is nou 'n beroep op minder wetgewing en minder bureaukrasie op klein besighede. En wonder 'n mens, is dit nie maar tyd dat ons dit deurvoer nie? Is dit nie tyd dat ons dit makliker maak vir mense om 'n besigheid te begin waar ek so 3 of 4 mense kan aanstel? En vir 3 of 4 mense inkomste kan gee, volhoubare inkomste kan gee nie. Want as jy so sukkel is entrepreneurs baie nodig, jy weet, entrepreneurs wat hulle eie ding kan begin en vir mense kan werk gee. Die regering beloof ook al lank al hy gaan dit doen, maar die regering en beloftes kan 'n mens nou nie eintlik in een asem altyd noem nie of beloftes nakom. So ja, dit is 'n baie belangrike punt daai wat jy maak weer. So. Gert, dan die PA burgemeesterskandidaat en vrou in hegtenis geneem. Ja, die Cheslin Daniels, die PA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad en sy vrou, Devenie Daniels, is Saterdag in hegtenis geneem nadat hulle Daniels se eksvrou na bewering aangerand het. Nou, dit is 'n probleempie vir die PA. Gayton McKenzie het gister gesê hy het nog nie al die besonderhede nie en hy sal die lede van sy party inlig sodra hy meer weet. Hy sê natuurlik die duiwel val nou die PA aan omdat die PA so baie steun kry in die Weskaap. Ja. So dis die duiwel se werk. Hy sê nou gebeur goed soos hierdie, nou moet ons hieroor praat, plek dat ons oor die verkiesing kan praat. Nou ja, dit lyk vir my of die PA nogal goed vaar in die Weskaap. Jy weet veral as jy nou kyk na die tussenverkiesings wat hy gewen het. Tussenverkiesings is nou vir eers verby, maar in die paar wat hierdie jaar gebeur het, het hy nogal inbreuk gemaak op die DA se steun. So mense sal nogal graag wil sien wat gaan gebeur. Natuurlik as goed soos hierdie nou gebeur, dan keer dit nou weer die PA se teenstanders skiet goed. Soos iemand nou gesê het, as dit die beste kandidaat is wat die PA vir Kaapstad kan aanbied, het inwoners alle reg om die party se oordeel te bevraagteken. Gert, kom sê sommer eerlik, dis nog altyd vir sommige mense 'n vraagteken. Die oordeel van politieke partye. Wel, sekere partye. Kyk, mense moet seker nou nie verwag dat 'n monnik 'n party gaan begin nie.
Maar ja, en ek wonder hoekom is die duiwel so kranig belangrik? Wat worry jy so oor die PA dat hy die PA wil vernietig? Ja, ek dink die duiwel is wel bedrywig onder alle politieke partye. Presies, ja, ek wou nou By net alle sê. regerings, as jy nou die Amerikaanse presidente so van John Kennedy se tyd af vat tot nou toe, dan was die duiwel nogal daar ook al taamlik Is maar bedrywig. oral sit. Ja, is maar oral hoor. Ja. En hy sal verlang bedrywig. Ja. Gert, maar is die ding, ek dink ons gaan al hoe meer van hierdie sien natuurlik van partye wat mekaar so half aanspreeklik hou. As ons dit so wil sê, maar geen party is perfek Nee, nie. dit is nie, maar dit is natuurlik silly season, Jennifer, Ja. so. Nou gaan ons allerhande gevegte tussen partye is besig om mense 'n bietjie moedeloos te maak party. Daar plek hulle net tyd spandeer aan hoe om goed reg te ruk en los nou maar die ander partye. As jy 'n oordentlike plan het, gaan mense tog vir jou stem mos maak. Gert, na 'n interessante storie in die buiteland van hoe die Amerikaanse president van vliegtye moes verander. Ja, lyk vir die geheime diens vat geen kans met president Donald Trump se veiligheid nie. Dis nou al 'n man wat hoeveel sluipmoordpogings oorleef het, 2, dink ek. Een keer is geskiet, die ander keer is nog nie geskiet nie. Iran het nou gedreig om hom om die lewe te bring. So onlangs op 'n vlug van Turkye na Brittanje het hy op 'n geheime militêre vlug vertrek. Hy's in 'n kostrokkie van die een vliegtuig na die ander een gesmokkel. Jy weet die kostrokkies is daai goed wat hulle op die vliegtye laai waar jy al daai opgewarmde kossies kry. So ek weet nie of Iran werklik die vermoë het om die lewe te bring nie, maar jy weet hulle kan seker nie kansse vat nie. Nee. Want dit sal nogal verskriklik wees as hulle hom nou doodmaak. Jy weet, en dan lyk dit vir my ook of hierdie Iran dinge baie persoonlike kleur begin kry, sê een ontleder ook. Jy weet, want dis nou Amerika het Iran se leiers uitgehaal, nou wil Iran Amerika se leiers uithaal, so dit raak 'n persoonlike ding eerder as iets anders, maar nou ja. Trump noem al baie lank allerlei persoonlike beledigings geslingery heeltyd na die leierskap toe. So natuurlik is dit persoonlik, maar mens sit en dink dis die nuwe straler, die Air Force One. Dis nou die nuwe ene mos. Hulle het 'n nuwe enetjie gekry. Die ouer Die een is enetjie wat hy by Qatar persent gekry het, Nou, maar dis nou my vraag. As Qatar nou vir jou 'n geskenk gee, nou weet ek nie hoe kry jy 'n geskenk by Qatar? Daar's ook nou vraagtekens, maar goed. Nou kry jy 'n nuwe Air Force One by Qatar. Onmiddellik in my kop dink ek aan al daai klein pagertjies wat die Israeliese regering laat ontplof het in Hamas. Ja, natuurlik, ja. Goed, as hulle dan so 'n klein pagertjie kan dokter, wat kan Qatar met 'n vliegtuig doen? Ek is seker die Amerikaners het die vliegtuig daarom seker mooi deurgegaan nadat hy aan ontvangs geneem is. Ek hoop En hulle het gesê daar moet nou 'n paar miljoen dollar se verbeterings nog aangebring word. Want Air Force One is 'n baie gesofistikeerde besigheid. Nou dis dan met ek daar's veronderstel om afweer goeders te wees op die vliegtuig wat missiele sal deurmekaar maak en keer die vliegtuig tref. So het hulle dan nou volle vertroue in die verdedigingskapasiteit en vermoë van Air Force One? Is interessant. Ja, ek weet nie, ek wonder of jy ooit iets heeltemal 100% kan beskerm nie. Daar's deesdae so baie vreemde wapens in die omloop nie. Ja. So dit is moeilik om te besef te sluit of jy iets regtig 100% kan beskerm nie. En dit is interessant, hulle sê die joernalist op Air Force One en van die Withuispersoneel het eers besef dat Donald Trump nie op die vliegtuig is nie. Hulle het dit so goed eintlik gedoen om hom af te kry. Dis hy weer in Brittanje het hy weer opgeklim. Maar dit is nog interessant om te weet ook. Ek wil amper sien hoe goed hulle is met hulle werk. Ja, hulle is goed met hulle werk. Ja, so dit was eintlik soos jy in Engels sê 'n decoy plane, die een waar die joernaliste en die Withuispersoneel was. Hulle kan hulle maar afskiet. Ja, dit is maar collateral damage peer. Maar nou goed, so gepraat van vliegtuie. Hier staan 'n kind in 'n vliegtuig en omdat die kind nie wil sit op die sitplek nie, moet die hele vlug. Moet die hele vlug omkeer, moet die mense 'n nag oorbly in 'n hotel en eers die volgende dag kon hulle verder vlieg sonder die kind. Omdat die kind nie wil gaan sit nie. Om die kind nie wil gaan sit nie. Waar is die kind se ma? Die kind se ouers was daar, hulle kon die kind nie gesit laat kry nie. Die vliegtuigpersoneel kon ook nie die kind gesit laat kry nie. Dis blykbaar nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Waar was dit die vorige keer? In Swede, ja, was 'n vlug 'n uur laat omdat iemand gesê het onbevoegde ouers nie al 3-jarige kind in 'n sitplek kon laat sit terwyl die bemanning vir opstyging voorberei het. Nou die kind in hierdie betrokke geval het op die stoel gestaan en wou nie gaan sit nie. Ek het nou nie kinders nie, Peer, maar wat sal jy nou gedoen het as dit jou kind was? Ek sou my kind laat sit het. Gert, dis nie 'n moeilike ding nie. Laat jou kind sit. Ja, dink nou net, as jy nou jou vlug beplan het en jy het 'n dringende ding gehad om na te kom en nou moet jy 'n dag lank alles uitstel
of dalk misloop of ander vlugte bespreek omdat 'n kind nie wou sit nie. Want my bloetjie staan nou. Laat My hy blootjie staan. staan op die stoel, ja. Hy is emosioneel, laat hy staan. Ja, nee, kyk met alle respek, ek het ook nie kinders nie, maar ek gaan nie beïndruk wees as ek dit baie fout beplan en ek moet omdraai en oorslaap oor die kind nie wil Maar sit kyk, nie. natuurlik moet vlieg moet vir party kinders nogal 'n skrikwekkende ervaring wees, nie, want dis iets wat jy nie ken nie. En dis al hierdie mense en hierdie groot geraas en hierdie groot masjien en alles, jy weet. So mense kan nogal dink dat dit vir kinders partykeer 'n bietjie moeilik is om alles te verwerk nie. Moeilike dinge maak jou groot en leer jou van die lewe. Werk Uiteindelik daardeur. het ons die kinders nie, Jennifer. Nee, liewe maar Jema. Peer se kind sou gesit het, so Peer gaan se ons kind is sou okay. gesit. Ons is okay as Peer se kind op die vliegtuig is. Dis presies. Dankie Peer. Doen wat ek kan. Gert, dan met ons praat oor 'n baie interessante storie wat ek nou oor gewik en weeg het en ek was heen en weer oor my opinie oor kuns of vandalisme. Ja, dis nou die bekende en dog geheimsinnige straatkunstenaar Banksy se bekende muurskilderye. Nou hy bring dit oral aan. Party plekke word dit selfs toeriste aantreklikhede soos ek gesien het in Palestina waar hy goed teen die mure geverf het. Dit word nou gehou en mense word so gevat sê kyk hier's 'n Banksy. Maar nou het Banksy daai kunswerk geteken van die regter wat die betoger met 'n hamer slaan met die hamertjie wat hy in die hof moet gebruik. En hy het dit aangebring op 'n hofgebou en dit is 'n beskermde gebou. So die wet vereis dat 'n beskermde gebou se aangesig nie verander mag word nie. Toe het die Britte nou nagenoeg so wat 3,3 miljoen rand uit die sak gejaag om die ding skoon te maak. En hulle is nou nog besig daarmee en hulle gebruik nou laser tegnologie. Nou ontstaan die vraag, is dit kuns? Is dit vandalisme? Is dit soortgelyk aan ander graffiti gekrap op mure? Ek het aanvanklik Jennifer, ek het nou dieselfde stryd as jy. Ek het nou gedog ja, maar dis Banksy, dis kuns, los dit. Maar nou, wat gaan jy vir 'n ander graffiti ou sê as hy daar op die muur wil krap? Die regter is mal of skiet die betoger of iets van die aard, dan moet jy Met 'n spuitkannetjie ja, dan kan hy mos sê dis ook kuns nie. Ja, so waar trek jy die streep? Ja, waar trek jy die streep nie? Waar trek jy die Jy streep? trek die streep op 'n doek. Dis waar jy dit trek, nie teen 'n muur nie. Ja, Okay. maar nou op 'n doek sien baie mense nie die kuns nie. En hierdie kuns van Banksy is sosiale kommentaar. So wie gaan nou na 'n kunsgalery toe gaan om te gaan kyk? Nie almal het tyd om na 'n kunsgalery toe te gaan of geld om na 'n kunsgalery te gaan nie. Kyk nou byvoorbeeld daai ander foto van die hond wat daar sit. Dit is ja, dit is mooi. Dis nie lelik nie. Is nie gekrap nie. Is nie maar nou ja. Ja, en die vraag wat ons so al waar ek Gert nou oor gepraat het is Banksy is half, ek wil amper sê nasionale besit. Ja, hy is omtrent nie. Sy kunswerk is bekend, so nou moet jy vra, bly dit dan kuns of word dan vandalisme? Nou moet jy omdat ook dit vra, is? sou Banksy so bekende kunstenaar gewees het as hy op doek gewerk het en nie op mure gewerk het. Maar kyk nou, hier is nou 'n kunskritikus wat 'n opinie oor sy werke het. Haar naam is Estelle Louwat. Ja. Sommige mense besoek Buckingham Paleis terwyl ander Banksy se kuns besoek. Sy werk bring mense bymekaar op 'n manier waarop politiek ons kan verdeel. Hy is soos die rottevanger van Hamelin of 'n stadsomroeper. Dit kan intimiderend wees wanneer 'n muurskildery op jou gebou verskyn, veral weens die skares wat dit lok, maar hy maak kuns toeganklik omdat dit toegang tot die galery, sy galery, nou gratis is. Sit 'n signboard op en laat die mense daarop teken. Dit dink ek daaroor, Gert. Dis 'n moeilike een, Pierre, dis 'n moeilike een. Ek weet nie eintlik wat om te sê nie. Dis enorme kreatiewe werk. Dis baie kreatief. Dis verskriklik Dis baie goed. mooi en dis soos jy sê daar sosiale kommentaar Ja, ja. en dis regtig goed gedoen. En dis 'n brand. Dis 'n uit te brand. Die Engelse is mal oor hom, want- Ja, is mal oor hom, ja. Ek het selfs 'n boek oor sy kunswerk. Selfs die Engelse cricketspan is deesdae nie meer so bekend soos wat Banksy is. Banksy, ja. Maar ja, moet jy ander mense se goeders lelik maak? Dis nou die vraag. Dis die vraag. Het jy Maar al besluit tot 'n besluit gekom, Jennifer? Nee, nog nie, Gert. Nee, self op die, ek wonder baie oor die ene, maar nou ja. Hoor jy hulle sê honde weet deesdae of jy bly is en of jy hartseer is, maar meeste van ons weet dit nou al. Dink jy nie? Ja, ek dink ons weet dit, maar hierdie studie het nou bewys dat honde kan reageer op gesigsuitdrukkings. So hulle weet wanneer jy bly is, Dit weet hulle ek. weet wanneer jy kwaad is en hulle weet wanneer jy hartseer is. Maar ek dink die honde het 'n aanvoeling. Ek dink ook so, ja. Ja, Ek dink ook- maar hulle het natuurlik volgens die mense wat die studie gedoen het, is honde natuurlik het hulle saam hulle evolueer soort van saam met ons. Jy weet, hulle evolusie gaan saam met ons want hulle bly nou saam met mense. So hulle leer hoe om by mense aan te pas. So as jy lekker siek voel, dan weet jy hondjie, ag shame, die een is siek, kom ons lê 'n bietjie daar so. Ons wees bietjie terapie hondjie vir 'n verandering en so aan.
En dis baie interessant. Hulle wil nou verdere ondersoek instel en kyk nou hoe honde reageer op reuke en op lyftaal en al daai tipe van goetertjies. Maar mens moet net onthou die honde wat in hierdie studie gebruik is honde wat uit gelukkige gesinne kom, wat uit van gelukkige huise af is. So jy weet 'n straathond gaan dalk anders reageer. Ja, hulle is in pas met menslike emosies. Ja, hulle is in pas met menslike emosies want hulle bly die hele tyd saam met mense, jy weet. En jy moet oulik lyk om 'n bietjie kos te kry en so aan en so aan. En Ek was baie geïnteresseerd in hierdie en tot ek die derde paragraaf gelees het wat sê researchers used wat het hulle gesê machine learning to analyze brain scans. AI. Toe gaan ek okay, dankie goed. So ek vertrou maar wat ek weet van 'n hond. Ja, Pierre, ek weet ook nie van hierdie AI goedertjies nie. Dit maak my ook bekommerd. Ja, ja, en elke hond is maar bietjie anderster ook, op Ja. sy eie nice nie. Exactly. Dis baie waar. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dis 'n groot plesier, Jennifer. Dit is Gert van die Westhuizen en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.